Stel jou voor jou liggaam se are soos die pype in jou huis, die allerbelangrikste pype. Maar wat gebeur as daai pype, veral die in jou bene, begin verstop? Wel, dis presies waaroor ons vandag gaan praat. Die toestand staan bekend as perifere arteriële siekte en ons gaan kyk na die nuutste maniere om dit aan te pak. So, hier is ons plan van aksie vir vandag. Ons begin by die basiese. Wat is hierdie verstopte slagare nou eintlik? Dan kyk ons na die eerste verdedigingslinie. Van daar af duik ons in die dokter se gereedskapskis, die endovaskulêre opsies. Ons gaan selfs 'n redelike groot mediese debat aanraak en dan afsluit met wat gebeur na die hele proses. Goed, eerste dinge eerste. Kom ons probeer verstaan presies waarmee ons hier te doen het. Kyk, hierdie is nie net 'n geval van swak sirkulasie nie. Dis 'n bietjie meer ernstig. Dis 'n progressiewe toestand. Wat gebeur is dat vetterige neerslae, ons noem dit plak, soos roes in 'n pyp opbou in die slagare. En daai opbou maak dit natuurlik al hoe moeiliker vir seerstofryke bloed om by jou spiere uit te kom. Dis belangrik om te weet dat PAS nie vir almal dieselfde voel nie. Dit is 'n spektrum. Aan die een kant het jy wat ons noem intermittende claudikasie. Dis basies daai stappyn, 'n pyn of kramp wat opduik wanneer jy aktief is en dan weer weggaan. Maar aan die ander, baie ernstiger kant, het ons chroniese ledemaatbedreigende ischemie en die naam sê alles, dis 'n noodgeval. Hier kan die ledemaat self in gevaar wees. Nou, voor ons spring na al die hoë tegnologie prosedures, moet ons eers praat oor die absolute fundament, die eerste stap, en dit is goeie, omvattende mediese bestuur. Vir 'n klomp pasiënte, veral die met daai stappyn, is hierdie die beste plek om te begin. Dinge soos ophou rook, die regte medikasie soos statiene en antiplaatjieterapie en 'n begeleide stapprogram. En moet nou nie die krag hiervan onderskat nie. Kyk, die statistieke wys dat slegs so 1 tot 3% van hierdie pasiënte oor 5 jaar so agteruit gaan dat 'n amputasie nodig is. Dis nogal ongelooflik. Dit wys jou net hoe belangrik hierdie basiese dinge is. So, wat gebeur as daai eerste verdedigingslinie nie meer genoeg is nie? As die pasiënt se lewenskwaliteit regtig begin ly? Wel, dis wanneer die dokters die endovaskulêre gereedskapskis uithaal. Die eerste stuk gereedskap in daai kus is gewoonlik 'n ballonangioplastie. Dis amper soos 'n loodgieter wat 'n verstopte pyp oopblaas. Hulle stoot 'n klein ballonnetjie tot by die blokkasie en blaas dit dan op. Dit druk die plak plat teen die wand van die slagaar en maak die pad weer oop. Dis effektief, maar ja, die effek is nie altyd lankdurig nie. Die proses self is eintlik heel eenvoudig, meganies. 'n gidsdraad gaan eers deur, dan volg die balloon, dit word opgeblaas en sien daar, die pyp is oop. Maar hier is die ding, daai opblaasaksie is eintlik 'n tipe trauma vir die slagaarwand. En die liggaam se natuurlike reaksie op trauma is inflammasie, wat kan lei tot jy raai dit, 'n nuwe vernouing later. So as die ballon alleen nie die werk gaan doen nie, of as die slagaard geneig is om weer toe te val, dan bring ons die stente in. Dink daaraan soos 'n skoorsteenveer wat 'n nuwe voering binne in 'n ou, krakerige skoorsteen plaas om dit te ondersteun. Veral in die bene, waar alles buig en beweeg, is die buigbare, selfuitduyende stente die beste opsie, veral vir langer blokkasies. En toe, soos tegnologie maar altyd doen, het dinge nog slimmer geword. Ontwerpers het begin om hierdie ballonne en stente met medisyne te bedek, om te keer dat die slagaar weer vernou. 'n Briljante idee, reg? Wel, hierdie innovasie het per ongeluk die deur oopgemaak vir een van die grootste debatte in moderne vaskulêre medisyne. En die vraag in die middel van hierdie hele storm was eenvoudig, kan 'n behandeling wat jou been red dalk ook 'n ander groter risiko inhou? Kyk, hierdie nuwe toestelle, bedek met 'n middel genaamd paclitaxel, het ongelooflik goed gewerk. Die middel help om te keer dat die selle in die slagaarwand ooreageer en weer 'n blokkasie vorm. Studies soos die bekende Zilver PTX-proef het gewys dat die are wat hiermee behandel is, baie langer ook gebly het. So op die oog af was dit 'n reuse deurbraak. En toe, in 2018 val die bom. 'n Groot studie, 'n sogenaamde meta-analise wat data van verskeie proewe saamgevoeg het met 'n skokkende bevinding vorendag gekom. Dat dit gelyk asof daar 'n verband is tussen hierdie paclitaxel toestelle en 'n hoër risiko van dood, om enige rede, 'n paar jaar na die prosedure. Maar soos dit dikwels in die wetenskap is, was dit nie die einde van die storie nie, glad nie. Ander, selfs groter studies, een met oor die 70.000 pasiënte, kon nie hierdieselfde risiko vind nie. Die oorspronklike studie se langtermyndata het dit ook nie gewys nie. So, wat nou?
Wel, dit het 'n reuse debat ontketen en die slootsom is dat daar 'n baie eerlike gesprek tussen die dokter en die pasiënt moet wees oor die moontlike, al is dit onsekere, risiko's teenoor die duidelike voordele. Goed, kom ons skuif nou ons fokus na die heel ernstigste gevalle, wanneer dit nie meer net gaan oor pyn met stap nie, maar oor die oorlewing van die ledemaat self. Chroniese ledemaatbedreigende ischemie. Hier is die spel heeltemal anders. Die doelwit is een ding en een ding alleen: verhoed 'n amputasie. En hier staan dokters voor 'n groot besluit. Gaan ons vir die minder indringende endovaskulêre roete of vir 'n volwaardige chirurgiese omleiding? 'n Baie belangrike studie, die Basel-proef, het ons gehelp om hierdie vraag te beantwoord. Dit kom alles neer op 'n afruiling. As 'n pasiënt 'n korter lewensverwagting het, sê maar minder as 2 jaar, is die endovaskulêre opsie wat minder van 'n sjok vir die liggaam is, gewoonlik beter. Maar as die pasiënt na verwagting langer gaan leef, dan bied die meer duursame chirurgiese omleiding dikwels beter langtermynresultate. En dis nou 'n baie belangrike punt. Om 'n slaggaar oop te maak is nie 'n kuur nie. Dis 'n behandeling. Perifere arteriële siekte is 'n chroniese, lewenslange toestand. Wat na die prosedure in die hospitaal gebeur, is miskien selfs belangriker as die prosedure self. Die werk is nog lank nie verby nie. Dinge soos antiplaakie-medikasie om klonte te keer en gereelde opvolgondersoeke met ultraklank is absoluut kritiek. Dis nie onderhandelbaar nie. Dis die enigste manier om seker te maak dat die pype wat ons so hard gewerk het om oop te maak, bly oop. En moderne medikasie speel 'n reuse rol hier. Kyk net na die Voyager-padstudie. Hulle het gevind dat 'n kombinasie van lae-dosis rivaroxaban en aspirien die risiko van ernstige probleme, soos 'n amputasie, hartaanval of beroerte, na 'n prosedure met ongeveer 15% kan verminder. 15%, dis 'n beduidende verbetering in die pasiënt se toekoms. Ek dink hierdie aanhaling som alles waaroor ons vandag gepraat het perfek op. Die waarskynlikheid van sukses is gebaseer op die regte hulpmiddel op die regte tyd, wat beide die regte tegniek en die regte aanduiding beteken. Dit gaan nie oor een groot pas almal nie. Dit gaan oor 'n pasgemaakte plan vir elke individu wat die beste van medisyne, lewenstyl en tegnologie kombineer. En dit laat 'n mens wonder, nee. Die tegnologie en medisyne beweeg so vinnig vorentoe. Wat is die volgende groot ding in hierdie stryd teen amputasie? Gaan dit nog slimmer medisyne wees? Miskien bloedvate wat in 'n laboratorium gekweek word, of iets wat ons nog nie eers kan voorstel nie. Die soektog duur voort en dis 'n opwindende veld om dop te hou.